Ja, wat 'n wonderlike voorreg. Bly saam met julle, hoor. Vir die oorwinning, die deurbraak, vir genesing. En ons het elke dag kosbare getuienis van wat die Here doen. Dankie vir elkeen van julle se insette vanmôre. Want ek gaan dalk 'n bietjie harder praat vanmôre, want ek is baie opgewonde. Ek wil hê ons moet blaai na Filippense 4 toe. Vader, dankie dat ons hierdie bewuswording kan hê van U teenwoordigheid. Reeds toe ons saam gesing het, U geloof en prys het, U offers van aanbidding en lof gebring het, U begin beleef en ervaar as teenwoordig in ons midde. Ons belydenis dat Christus in ons is en dat U ons bekragtig om elke dag in 'n posisie te wees van rus in U. U is ons Vader. En dankie dat U met hierdie groepie mense vanmôre kom bemoeienis maak. Dankie vir elke inset waarna ons geluister het en die inspraak van die Heilige Gees vir ons kom bevestig dat ons U kinders is en niks en niemand kan dit ongedaan maak nie. En ek seën hierdie woord en Heilige Gees doen U die werk in elkeen van ons se lewens. In Jesus naam, amen. Nou, baie interessant, kom ons kyk net na 'n paar goedjies wat die Heilige Gees op my hart gedruk het om met julle te deel. Ek loop al 'n paar weke met van hierdie gedagtes. Ek gaan lees by vers 1 van Filippense 4. Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang. Nou, ek wil vanmôre sê, my geliefde broeders en susters, my blydskap en kroon staan so vas in die Here, geliefdes. Hierdie gemeente in Filippi, Paulus rig hierdie brief aan die ouderling van die gemeente, kan ek maar sê die gemeenteraad of die broederskap wat leiding neem in die gemeente, en hy skryf vir hulle hierdie brief om sekere riglyne neer te lê. En hy sê vir hulle, my blydskap en kroon, want Paulus het baie in hierdie broederskap belê. Hy het hulle opgelei en as hy aan hulle dink, is daar blydskap in sy hart. Dit is 'n kroon op sy bediening wat hierdie manne voorloop en die gemeente kan lei. Dan sê hy, staan so vas in die Here. Geliefdes. Nou, ek wil ook vanmôre vir u sê, staan vas in die Here. Want as jy nie vas staan in die Here nie, gaan die vyand jou oorrompel. Gaan hy jou geloof ondermyn, gaan hy jou voete onder jou uitslaan. En dit is hoekom hy hierdie woord gebruik, staan vas in die Here. Nou, hoe staan ek vas in die Here? Ek bly in die woord. Hierdie woord is die basis waarop ons gegrond is in ons geestelike lewe. Bou op die rots, bou op die woord. Wanneer storms kom, probleme kom, krisisse kom en jy staan vas, gaan daai oorstromings, daai golwe, daai krisisse jou niks maak nie. Jy staan vas.
Maar as jy nie vas staan nie, gaan hy vir jou wegspoel en jy gaan uitmekaar uitspat. Jy gaan seer kry en jy gaan teleurgesteld wees en die duiwel speel woer met jou. Daarom, die eerste gedagte staan vas. Nou kom hy met 'n baie besondere gedagte wat hy vir hierdie leierskap van hom sê. Vers 2. Ek vermaan Euodia. Dis 'n baie mooi naam. Euodia beteken voorspoed. Jan, as Welvaart nou 'n sussie kry, kan haar naam Euodia wees. Dan is daar voorspoed en welvaart in die kinders se huis. Klein Welvaart en klein Euodia. Voorspoed en welvaart. Maar dit is wat Euodia beteken. Ek vermaan Euodia. Sy is voorspoedig, maar ek vermaan haar, sê Paulus. En ek vermaan Syntyche. Syntyche beteken gelukkig. Gelukkig te wees. Voorspoedig en gelukkig, hierdie twee vroue. Maar Paulus het nodig om hulle te vermaan. Hy vermaan hulle om eensgesind te wees in die Here. En ek sien dat hierdie twee vroue, twee dinamiese dames is, met sterk persoonlikhede, sterk bedieninge in daai gemeente, maar dit lyk vir my asof daar 'n wedywering is. Wie doen nou eintlik die meeste vir die Here? Wie is nou besig met die Here en wie is nou besig met die werk van die Here? Jy sien, daar's 'n wedywering, iets is nie lekker nie. Dis hoekom Paulus vir die ouderling sê, daai twee vroue, jy moet hulle vermaan. Nou, kom ons vat hom net verder. Vermaan spesifiek om eensgesind te wees. Want jy sien, as daar persone in bediening is en hulle is nie in eenheid nie, dan kan daar geen vloei van die Heilige Gees plaasvind nie. Nou sê hy, hulle moet in eenheid kom. Maar kyk wat skryf hy. Hy sê vers 3. Ek vra jou ook, opregte metgesel. Paulus beskou hierdie broeder vir wie hy die brief skryf as sy opregte metgesel. Hy sê, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saamgestry het in die evangelie. Want Paulus ken hierdie vroue se potensiaal. Sorteer net hierdie ding uit, dat hulle in eenheid kan kom. Sodat daar geen hindernis vir die Heilige Gees sal wees nie. Hulle het saam met my gestry vir die evangelie. Hulle het saam met my gewerk. Help hulle deur hierdie krisis. Somstyds moet ons maar mekaar help deur omstandighede. Somstyds is daar verskille. Maar kom ons deel daarmee, soos Paulus gedeel het met hierdie twee dames. Nou kyk die laaste deel van vers 3, ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. Clemens, ag, dis 'n liefdevolle broer. Sy naam beteken genade. Clemens, hy's genadig. Hy hou nie iets teen jou nie, hy vergewe jou. Daai beginsel om te vergewe is so kragtig. En broer Clemens,
Ons het 'n broer Clemens gehad, jare terug. Ek was nog 'n kleuter in Kroonstad in die gemeente. Broer Clemens. Genade, genade. Dis 'n baie belangrike beginsel en Paulus het hierdie man se bediening, ek glo, besonder beïnvloed. Ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders wie se name in die boek van die lewe is. Nou kom hy en hy gee so 'n bietjie riglyn hoe ons verhoudinge en dinge moet hanteer. Want hy is besorg oor hierdie gemeente in Filippi, want hierdie gemeente het vir hom baie ondersteuning gegee en hy is ook opgewonde oor hulle bediening wat daar plaasvind. Nou sê hy in vers 4, verbly julle altyd in die Here. Altyd. Altyd. Altyd in die Here. Al is daar storms, verbly jou. Altyd in die Here. Al is daar wat se probleem, al is daar wat se krisis, verbly jou altyd in die Here. Dis nie 'n maklike een nie. Dis baie maklik om my te verbly in die Here as ons almal hier by mekaar is en ons sing en ons juig saam en ons is opgewonde, maar daar in die wêreld waar ons soms maar net sout en lig moet wees, waar omstandighede negatief is of waar daar skielik krisis opduik, my motor breek, ek kry 'n papwiel. Hier is skade, daar is nog teëspoed, wat dit ook al mag wees. Maar Paulus sê nee, altyd, 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 verbly jou altyd in die Here. Maak nie saak wat nie. Verbly jou altyd in die Here. Nou ek het die afgelope week 'n ervaring gehad. En ek kan oor die goed praat want ek het dit beleef. Ek en 'n vriend, een van my manne in die groep, het gaan hengel. Klipdrifdam. En ek het so groot 44 gallon drom. Jan, hoeveel liter is dit? Een van daai dromme. Hy is vol gate gemaak en hy's daar geanker, hy het 'n deksel op, want ek gooi die vis daarin. En die gate is daar dat daar altyd 'n vars watervloei deur sal wees. En op 'n stadium toe kom daar 'n stormwind op. Mense, ek wil vir julle sê, dit was chaos langs daai oewer. Ons hardloop vir die sambreel en die stoele en kry alles in plek. En op 'n stadium kyk ek en Dani so terug en daar lê die drom op sy sy, die deksel is af. En daai drom, ek kan nie sê vol vis nie, maar daar was 'n magdom vis. Pragtige karpe. Die beste vangs wat ek nog by daai dam gehad het. Wat 'n fees was dit nie. En ek en Dani hardloop vir die drom. Ek kyk so, ek sê Dani, hierdie ding is leeg, kyk hier. En hy kyk my so, hy so te neergedruk. Ek sê, maar prys die Here. Halleluja. Daar is wins, want God omskep my verlies in wins. Ek sê Dani, kom ons wees bly hieroor. Daar iewerste kom daar iets uit wat ons kan juig oor. Verbly jou altyd in die Here. Dit maak nie saak wat nou gebeur het nie. Ek gaan nie nou in sak en as en moan en kla en mor. Nee, nee. Prys die Here. Duiwel, jy gaan my nie onderkry nie. Ek sal die Here loof. Ek sal my verbly in die Here altyd. Hy kyk my so asof ek uit 'n ander wêreld uitkom. Ek sê Dani, jy het Jesus in jou hart. Vat die blydskap saam met my.
Verbly jou altyd in die Here. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie, want altyd is onder alle omstandighede. Die oomblik as jy jou blydskap verloor, sak jy weg onder jou omstandighede en jou omstandighede heers nou oor jou. En jy is op moedverloorse vlakte. Jy kry jouself jammer, jy betwyfel God, hoekom laat hy dit toe? Waar was God? Hoekom het hy dit nie gekeer nie? En al daai goeters maak jou negatief en dit hou jou onder jou omstandighede. En as ek my altyd verbly, gaan ek bo omstandighede bly. Maar daar's 'n sleutel wat ons moet ontdek om daar uit te kom. Ons gaan nou by hom wees. Nou sê vers 5. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Onthou, dit is verbly jou altyd. En nou laat jou vriendelikheid aan alle mense. Alle mense. Jode, Grieke, heidene, Mohammedane, wie dit ook al mag wees, aan alle mense. Jou vriendelikheid aan alle mense bekend word. Nou, wat wou Paulus hier sê? Beteken dit ek moet nou elke dag happy go lucky wees, ek lag, almal sien ek is 'n vriendelike ouetjie. As ek in 'n geselskap kom, is daar 'n smile op my gesig. Ja, vriendelik, wees vriendelik. Is dit wat Paulus hier sê? Nee. Daar lê 'n baie dieper waarheid in hierdie vriendelikheid. As ons die Griekse woord vir vriendelikheid ontleed, in daai konteks beteken daai woord vriendelikheid om oor jou emosies te heers. Wanneer jy in enige situasie kom, moet jy besluit. Hoe gaan ek nou optree? Gaan ek heers oor my emosie? Want jy sien, ek kom soms in 'n situasie waarin ek kwaad met kwaad wil vergeld. Waarin ek geloof met ongeloof wil vervang. Waarin twyfel kom. Waarin negatiewe goed op my pad kom. En as ek emosioneel nie gesag kan neem oor daardie emosies nie, dan gaan die vyand met my mors. Dan gaan hy vir my seermaak. As Paulus dit sê, dan sê hy, die Here is naby. As jy oor jou emosies, as jy die vermoë het of ontwikkel om oor jou emosie te heers, is die Here naby. Hy los jou nie. Hy gaan sy liefde in jou hart uitstort. Daar gaan blydskap kom, daar gaan 'n deurbraak kom. Jy gaan kan juig, jy gaan kan jubel. Jy gaan nie emosioneel raak nie. Ek gaan nie nou, maar jy sien waar dit die moeilikste is om jou te beoefen om oor jou emosies te heers, is in jou verhoudings. Dis die moeilikste, daar in die huis. Daar waar jy stilstype kry. Stilstype is 'n emosie. Lyfstaal is 'n emosie. Dinge wat hier naby my, rondom my gebeur, is alles onheilige emosies. En ek
moet reeds my beoefen om daaroor te heers. En dit gaan genesing bring, en dan ervaar ek maar die Here is naby. Ek kry dit reg, en hy help my. Goed, ons kan baie lank oor dit praat, ek wil nie nou nie. Kyk net vir my na vers 6. Hy sê, wees oor niks besorg nie. Nou niks is niks. Oor niks. Nie oor my kinders nie, nie oor my bankrekening nie, nie oor my baas nie, nie oor my werk nie. Wees oor niks besorg nie. Daai niks is baie belangrik. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Nou ons weet daai smeking is nie om te soebat by God vir iets nie. Daai smeking verwys maar net na, Here, ek sit dit op my lysie, oor hierdie saak bid ek. Ek maak 'n punt daarvan. Dit is 'n tyd, maak 'n punt daarvan om vir hierdie man of hierdie vrou of hierdie saak of hierdie kind, wie ook al, te bid. Dit is baie belangrik dat ons dit ook sien. OK, kyk nou vir my by vers 7. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Het jy geweet, die sleutel tot heerskappy oor jou emosies is vrede. Want as jy vrede het, het jy die potensiaal om jou emosies te beheer. Iemand wat nie in vrede leef nie, kan glad nie sy emosies beheer nie. Hy kry gedurig deur uitbarsting, verwyte, verwyte rond. Dit gaan dis nag. Maar as jy jou vrede behou, dan slaag jy om beheer oor jou emosies te neem. En die vrede van God, alle verstand te bowe gaan, met ander woorde, jy kan nie bedink hoe God se vrede is nie. Dis net daar. Dis in sy rus. Ons het dit gehoor. Om in sy rus te wees, is om daai vrede te hê. Ek kan dit my indink dat dit met my moet gebeur nie. Maar ek het vrede. En omdat ek vrede het, gaan dit bo my verstand. Dink mooi aan die een. Vrede gaan alle verstand te bowe. En as die vrede daar is, sal jou hart en jou sinne bewaar word in Christus Jesus. Nou gee hy net 'n paar dinge waaroor ons moet dink. Hy sê verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En Gerry praat baie oor die denke, ons hoor dit baie in die gemeente wat ons dink. En as Paulus en Jesus dit bevestig het dat ons die dinge wat daarbo is moet bedink.
dan is dit hierdie dinge wat Paulus hier onderstreep, onder andere. Kry jou denke op wat waar is, lieflik is, rein is, loflik is. Kry jou denke by dit. Nie by wat gaan van my word nie. Hoe gaan ek hierdie maand deurkom? Wat van dit? Wat van dit? As ek daai goed bedink, gaan ek die toets stop. Ek moet bedink wat die woord vir my sê. Vers 9. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Doen dit en die God van vrede sal met julle wees. Nou kom ons gaan verder na vers 10 toe. Ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eindelik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek het baie lank met hierdie vers gestoei en gewonder nou, hoekom moet ek vergenoeg wees met die omstandighede? Wanneer die omstandighede negatief is, moet ek nou vergenoeg wees daarmee? En dit het my jare lank gepla. Hoekom dit? Maar ek het gaan kyk na daai woordjie vergenoeg. Daai woordjie vergenoeg beteken eintlik net om tevrede te wees, om vrede te hê. En die Heilige Gees wys vir my, as ek vrede het, kan geen omstandighede my onderkry nie. Ek mag nie my vrede verloor nie. Kyk, Paulus het deur moeilike dinge gegaan. Hy sê, net na hy dit sê hy, ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Kan julle net sien, hy het negatiewe omstandighede gehad. Hy het geleer om sy vrede te behou. Daarom kan hy in vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Jy sien, om gebrek te hê, om honger te ly, om verneder te word, al daai goeters wat hy deurgaan, sê hy, so wat, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En ons moet waak daarteen dat ons nie hierdie teks meganies te wil gebruik nie. Wat ek daarby bedoel is, ek kan nie op die skoolsaal se dak klim en sê nou gaan ek vlieg 1 2 3 ek spring. En ek probeer vlieg en ek val my dood nie. Dit is om dit, want ek is dan tot alles in staat. Hoekom val ek nou? Ek is tot alles in staat deur al hierdie moeilike omstandighede wat op my pad kom. Ek is in staat deur Christus wat my krag gee om daaroor te heers.
is 'n geestelike toepassing, nie 'n meganiese toepassing nie. Nogtans het julle goed gedoen toe julle deel gehad het in my verdrukking. Ek gaan 'n bietjie aanskuif na vers 17, nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Hierdie is vir my 'n mooi ding wat hy sê, want hierdie gemeente het bygedra tot sy finansiële ondersteuning en voorspoed. En hy praat met hulle juis daaroor en hy sê vir hulle dankie dat julle deel gehad het aan my rekening. En nou sê net nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. En dit is wonderlik, as ek gesaai het, is daar 'n rekening wat vir my oopgemaak word, waarin daar gedeponeer word. Weer saad terugkom, wat ek weer kan saai. Oorvloedig. Paulus leer hulle hierdie beginsel van saai en maai. En ek gaan hiermee afsluit. Vers 13. Nee, dis vers 18, ekskuus tog. Maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. Ek het dit volop, nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is. 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. Epafroditus. Weet julle wat beteken Epafroditus? Mooi. Mooi karakter. Mooi lewe. Skoon lewe. Mooi. Epafroditus. Die gemeente het vir Epafroditus gestuur na Paulus toe, waar hy in die tronk gesit het, om hom te bedien, om vir hom bydra te maak, om vir hom te voorsien. Dan kom hy en hy sê vers 19, en my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom in heerlikheid, deur Christus Jesus, ons hemelse Epafroditus, wat na hierdie aarde toe gekom het, met die evangelie, die goeie nuus, die boodskap van goddelike ingrype in ons lewens, die boodskap van goddelike voorsiening, na gees, na siel en na liggaam. Ons hemelse Epafroditus het gekom om ons te ondersteun, toe te rus, bekwaam te maak, om ons te seën met dit wat God vir elke een in gedagte het. Ek lees net hierdie hoofstuk klaar. Aan onsse God en Vader, die heerlikheid tot in alle ewigheid, groet elke heilige in Christus Jesus. Die broeders wat saam met my is, groet julle. Al die heiliges en veral die wat aan die keiserlike huis behoort, groet julle. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Prys die Here. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat u woord altyd vir ons kosbaar is, dat dit sy volle snel gaan in ons lewens.
en dat U met ons deel en praat en bewus maak van heerlikhede en waarhede en ontdekkings. U woord wat 'n krag is tot redding vir elkeen wat glo. En ek seën ook elke gedagte wat U lewend maak in my broers en susters se harte. En ek bid dat U ook hierdeur verheerlik sal word. Dankie Jesus, dat U as gestuurde van God na hierdie wêreld toe gekom het en vir ons kom doen het. Dit wat ons Vader vir ons beplan het. Soos wat ons ook vroeër gehoor het, nog voor die grondlegging van die wêreld, het U dit reeds so verorden, dat dit sal wees soos wat dit nou is. En ons dankie, dat ons deel van U plan kan wees, vir hierdie dag waarin ons lewe. Ek seën my geliefdes. Ek wil ook weer saam met Johnny en sy gesin net dankie sê vir die aanslag van die vyand op hulle dogter se lewe en dat ons kan juig en jubel vir die deurbraak en die oorwinning. Ek wil vanmôre ook bid vir elke een wat 'n behoefte in die liggaam het. Vader, dankie dat voor die grondlegging van die wêreld is genesing reeds volbring vir ons. En dat ons deur die geloof kan wandel op wat ons glo en nie wat ons sien nie. En ons neem op wat aan ons behoort. Volmaakte genesing, oorwinning en vrede. In Jesus naam. Amen.